Welkom terug by die Groot Ontbyt. Vandag is Wêreldbewusmakingsdag vir akute mieloïde leukemie, in Engels acute myeloid leukemie. Ja. Kom ons praat net oor AML. Nou ja, leukemie. Daarom gesels selfs vanoggend met die kliniese sielkundige Dr. Vanessa Maree, spesifiek oor bystand vir kankerpasiënte en hulle families, en natuurlik wat 'n mens kan doen en hoe mense dit kan aanspreek. Goeiemôre. Môre Pierre. Lekker om by ons te hê, Vanessa. Vanessa, ons bietjie eers kom. Vertel ons eers, wat maak AML, akute mieloïde leukemie, anders as enigiets anders? Goed, so dis 'n kanker van die beenmerg en van die bloed. So en dit kan in enige ouderdomsgroep van kinderjare na bejaardheid gaan. En as jy leukemie het, dan word jy behandel deur 'n hematologie span. So jou dokter is 'n hematoloog. Ja. Wat dit anders maak, miskien van ander kankers en van ander siektes, is die lang hospitalisasie wat gebeur. So ek weet hierdie gesprek gaan oor die sielkundige aspek van dit, maar ek wil eers net iets sê van die biologie. Ja, die fisiese gedeelte, want dit is die fisiese behandeling wat so 'n groot psigiese impak op 'n pasiënt het. So die behandeling, weet ons mos, is chemoterapie. En so die chemoterapie en die beenmergoorplanting of die stamseloorplanting het die grootste impak op die psigiese gedeelte van die mens. Ja. So jy kry heel aan die begin, kry jy die induksie chemoterapie. En ek sê heel aan die begin, want jy word gediagnoseer met AML. En vinnig na dit begin jy met die behandeling. Vinnig na dit word jy gehospitaliseer. Die induksie chemo is binne in die hospitaal. So dit kan so tussen 3 tot 6 weke wees, afhangende van die neeweffekte. En dit gebeur dan intraveneus. So jy's onmiddellik in 'n hospitaalbed. Jy's onmiddellik in 'n hospitaal. Dit moet 'n enorme effek aan 'n mens se siege hê om skielik met 'n lewensgevaarlike siekte gediagnoseer te wees, dan dadelik in 'n behandelingsregime in te gaan wat jy 2 weke terug nie gedink het enigsins moontlik is om bestaan. Ja, Pierre, kom ek sê vandag vir jou, dit is soos jy's nog een dag hier in jou skool, in jou universiteit, in jou werk, besig met jou huishouding, besig met jou kinders. Die volgende oomblik lê jy in die hospitaal in 'n kamer alleen. En jy gaan deur 'n prosedures wat jy nie ken nie. Jy ontmoet elke dag nuwe mense. Elke dag nuwe goed wat met jou lyf gebeur. En die ding van chemoterapie, jy word dadelik siek. Jy weet, jy stap so half gesond, stap jy in, maar jy word dadelik siek. Ja. En dit is 'n groot verandering. Jou hare val uit dadelik. Daar's nie, en dit wil ek sê. Dis amper 'n identiteitsverandering. Nee, dis 'n heeltemal 'n identiteitsverandering. Jy lyk anders, jy voel anders. En die groot ding is, dit is amper van 0 tot 100. En soos jy sê, in 2 weke, in 'n dag. En die ander moeilike ding is, jy kry nou chemoterapie, maar jy kry 'n sekondêre behandeling ook, as ek dit so kan sê, want jy het neeweffekte van die chemoterapie. Ja. Dadelik. Jy word siek. Jy word jou kragte neem af. So ek sê, jou hare val uit. Jy word naar, jy kan braak, diarree, mondsere, maar die grootste ding daar is die moegheid. So van hierdie mens wat hier gefunksioneer het, na iemand wat vir lang tye eintlik in die hospitaal is. So die hoofdoel van die induksie chemoterapie is om die leukemieselle dood te maak. En dan, as jy dan in remissie is, dan gaan jy na die volgende regime toe. Dan is dit die post-remissie chemo of die konsolidasie chemoterapie. En deel van dit, en dis die ander een, deel van dit is dan dat daar 'n beenmergoorplanting kan wees of 'n stamseloorplanting. Dis radikale intervensie. Radikaal. En nou, jy's nou klaar in die hospitaal. En nou kom jy is jy in isolasie. Want jy is in isolasie, want jy kan mos nou nie aansteek nie. En ek weet mos as ek pasiënte besoek in die hospitaal, behalwe en mense sê, en is eintlik my altyd so sad, wat hulle die meeste mis, is fisiese kontak. Iemand wat jou druk gee. Ja. En die mense wat jy sien, wat in jou kamer inkom, het maskers en jurke aan. Ja. So, en jy het beperkte, ja, jy kan verseker, daar kan mense vir jou kom kuier.
Maar dit is beperk en dit is maar eintlik meestal jou familie. En is dat so, wanneer tree die sielkundige se werk in, soos wanneer begin jy daai pad te stap met 'n pasiënt en hoe lyk daai pad? Ek is so bly jy vra my. So hier's eintlik 3 fases. Ek wil dit fisies en psigies. Daar's daai aktiewe akute fase van die chemoterapie waarvan ons nou net gepraat het. En dan is daar 'n limbo fase. Dit is daai deel wat jy is in remissie, maar jy's nog nie aan die ander kant nie, as ek dit so kan sê. Jy's nog nie sterk genoeg, jy's nog nie terug in al jou goed nie. En dan is jy in die remissiefase. So 'n sielkundige kan enige tyd intree, maar ek vind as jy 'n pasiënt dadelik verwys en jy begin fase 1 al saam met Tydens behandeling. Ja, in die hospitaal, want dis die een, ek wil sê die een persoon wat jy, daar's nie mediese goed nie, daar is niks pyn, daar's niks wat jy regtig hierdie goed kan in perspektief sit. En kan sê wat jy voel. En baie kere is dit eintlik gevoelens wat jy amper nie eers ken nie. Jy weet nie eers wat is besig om hier met jou te gebeur nie, want alles is nuut. So dit help en wat vir my ook help en ons sal net nou so 'n bietjie oor die familie praat. Maar wat vir my ook help is ek ontmoet baie keer die familie want ek betrek hulle ook in terapie want hulle is ook in uit die hele tyd. So daai fase en dan ek kan nie sê dis belangrik nie want dit is nie, maar die limbo en die daarna. Wanneer jy moet aanpas, want jy het 'n nuwe normaal. Dis 'n nuwe ritme. Jy is nie dieselfde mens as wat jy hier was nie. Daar's goed wat jy kan oortrek, maar jy moet dis anders. So dan is dit goed om saam met iemand te sit en daardeur te werk en te kyk hoe kan jy daai ontwikkel. Weer amper 'n padkaart van jou persoonlikheid werk van daar af. Ja. Jy praat oor die familie. Dis baie belangrik dat die familie op dieselfde kan 'n mens maar sê bladsy is. Dat hulle ook op dieselfde manier as 'n kliniese sielkundige werk met 'n pasiënt. Dat hulle ook dit ondersteun. Daar's baie mense wat in remissie kom of deur kanker gaan en sê as my familie maar net. Hulle sê dit want Pierre, weet jy dat ons sê in sielkunde dat jou familie is eintlik die sekondêre pasiënte. Ja. Jy weet en dit hang af van die ouderdom. As dit 'n kind is die dinamika anders of 'n adolescent of 'n jong volwassene of 'n jong ouer of dan ouer mense. So dit hang regtig af wie die pasiënt is. Want hulle weet ook die familie weet ook nie wat hulle moet doen nie. En behalwe dat hulle ook nie weet nie. Daar's eintlik 2 goed wat ek daar kan uitlig. 1, kankerbehandeling is 'n ontsettende besige siekte. Jy is regtig as jy nie in die hospitaal is nie, is jy op pad na 'n doktersbesoek toe of om te gaan bloed trek of jy wag vir die uitslaa of jy so dis 'n besige siekte vir jou familie ook wat hospitaal toe moet ry, wat saam met jou, wat oorslaap saam met jou in die aande daar as jy kan, nê? En wat die praktiese goed by die huis ook moet doen. Onthou daar is ook skoolgaande kinders of werk of finansies of ja. En dit is nogals moeilik partykeer en ek wil net dit bysê Peer is as geliefde het jy jou eie emosionele proses ook. Jy gaan ook belangrik. Ja. En mense voel waarmee ek nie altyd saamstem nie. Dat ek moet sterk wees vir jou, jy moet sterk wees vir my, almal is sterk vir almal en as almal later so sterk dat niemand eintlik meer weet hoe hulle voel nie. Niemand weet hoe om broosheid te wys. Nee. Baie dankie Vanessa. Ons het nou heeltemal uit tyd uitgeloop. Maar dit is my krities belangrik dink ek die boodskap wat jy bring is dat pasiënte en hulle gesinne moet berading kry. Daar moet 'n vorm van gesprek wees, daar moet 'n emosionele deel van emosies wees en daar moet bystand wees. Baie dankie. Ek is so jammer ons nie tyd om verder te gesels nie. Maar baie dankie vir jou moeite vanmôre. Reg, dankie dat jy my hier gehad het. Dankie. Dr. Vanessa Maree, wys jou net daar's soveel aspekte as jy met AML gediagnoseer is met enige vorm van kanker. Staan tog met mekaar by en onthou berading is krities, nie net vir die pasiënt nie, maar ook vir die familie en die naasbestaandes. Nou as ons terugkom na die advertensiebreek, dan gesels ons bietjie met Stephanie Baartman.